Marlies is by die paleo eenheid van RAI waar sy die voorsitter van navorsing, sy is die voorsitter van die paleo eenheid by Universiteit van Johannesburg. Sy het haar MSc en haar PhD by Wits gedoen en dit was in die veld van argeologie en neuroargeologie. Ek het haar teëgekom so 'n jaar gelede en haar navorsing gekyk. Sy was ook so vriendelik om vir my van haar boekhoofstukke te stuur, wat ek nie alles verstaan het en baie interessant gevind het. En weer 'n bietjie die ou idees kon probeer gaan ophark en probeer verstaan. Onder andere area van die brein bekend staan as die precuneus, wat ek nooit eers regtig van geweet het nie, want dis nie 'n area wat tipies beseer word nie. En waarmee ek gewerk het was tipies die areas wat beseer word. Maar dit is 'n area van die brein wat sy julle oor meer sal vertel, wat absoluut, lyk dit vir my, met kernagtig belangrik is in Homo sapiens, ons as mense. Marlies was ook die direkteur van die Natal museum gewees, en op die ou end was sy by Wits 'n senior lector en daarna oorgekom na RAI toe, of UJ toe, UJ, waar sy dan nou op die ou end die hoof van die voorsitter van die eenheid vir paleo navorsing is. Maar hulle besig is met uiters belangrike navorsing, onder andere die Magaliesberge, waar jy ook met argeologiese navorsing, veral dan weer eens met steentydperk. 'n Mooi prentjie van Lambros Malafori, hy is 'n Italiaanse neuroargeoloog en kyk na hierdie goed. En hy gebruik mens-voorwerp interaksie teorie. Nou die prentjie van hom was toe ons in Haifa in Israel was, bietjie meer as 2 jaar terug. En julle weet, nou sal ons nie eers daar kan wees nie. In 'n ou klipmesselaar se werkswinkel wat tempels en ander goed restoreer daar. En hy gebruik hierdie mens-voorwerp interaksieteorie om te wys hoe die gebruik van tegnologie die brein en hoe dit dink beïnvloed en vorm. En dis waardeur ek met julle nou gaan probeer praat sonder om julle prentjies te wys wat ek nou nie weet hoe goed dit gaan werk nie. So die dinge wat ons gereeld doen, of dit nou golf speel of tennis speel of voor ons rekenaar sit, word uiteindelik deel van 'n brein-liggaam-tegnologie nexus. Waar al hierdie waar ons breine, ons liggame en dit wat ons gebruik elke dag, 'n mes en vork, breinaalde, hekelnaalde, pyl en boog, raak alles deel van 'n nexus van hoe ons dink oor die wêreld waarin ons leef. En veranderinge in die een, of die brein, of die liggaam, of die tegnologie, bring ook veranderinge in die ander teweeg. Goed. So ons wat ouer raak, kan nie altyd meer so goed balanseer, of dit of dat nie. Op 'n argeologiese terrein moet ek nou baie fyn trap, né? So, en dan maak die brein verskillende kompensasies vir daai goed. So die een beïnvloed die ander die hele tyd. So huidiglik is ons besig met selfone, rekenaarspeletjies, die jonger mense, miskien party van julle ook wat nie meer voltyds werk nie, sosiale media, en ons breine, ons gedrag, en party redeneer selfs die evolusie van ons as mens, van die spesies, word daardeur beïnvloed. So as dit tans van toepassing is, as ons aanvaar dat mense sê tegnologie verander ons breine, en ek kan sien baie is meer geïnteresseerd in die tegnologie as my woorde. So as dit so is, dan moet ons ook aanvaar dat dit ook in die verlede so was. So as ons
manier van dink, ons manier van doen, ons manier van interaksie met mense, ons gedrag verander as gevolg van ons tegnologie, dan kan ons ook redelik aanneem dat dit in die verlede so was. So huidiglik is boogjag uniek tot Homo sapiens. Tot dusver het ons nog geen bewyse by die Neandertalers gekry vir boogjag nie. Die Denisovans is nog so 'n bietjie van 'n ons weet nie mooi wat by hulle aangaan nie. En dit sit daar ver, so baie min mense kan daarby uitkom en baie van die publikasies oor die argeologiese goed is nie in peer-reviewed in die groot joernale gepubliseer nie, so ons weet nog nie so mooi wat daar aangaan nie, maar ons het hulle genoom. So dit het ons daarom, of die genoom van een Denisovaan. So ek dink dat bewyse van vroeë boogjag ons iets kan vertel oor die vorming van die mens se brein. So die oudste bewyse vir boogjag kom tans uit Suider-Afrika, so tussen 80 en 60.000 jaar terug. Ek het die eerste publikasie daaroor geskryf in 2010 saam met Laurel Phillipson, wat gewerk het uit Engeland. En so dit was die eerste aanduiding van miskien boogjag. En dis nou waar 'n prentjie so mooi kon wees om julle te wys dat ons het beenpunte, so iets wat lyk soos die voorkant van 'n breinhaald. En is party so lank en party tot so lank. En van hulle is baie dun. En ons kry hulle by Blombos grot van so tussen so 80 en 72.000 jaar terug. By Peers Cave, ook in die Kaap, 75 na 50.000 jaar terug. By Klasies rivier, so 60.000 jaar terug. En so tussen 40 en 34.000 jaar terug by Border Cave in die noorde van KwaZulu-Natal. So dwars oor die kry ons hierdie beenpunte. Dan kry ons ook klein, hulle is so groot soos my pinkie naal. Ons noem hulle backed microliths. Ja, jy sien hier kom my Afrikaans. Dis mikroliete met rugkantjies. Hulle lyk soos 'n lemoenskyfie of 'n driehoekie en dan het hy 'n skerp snypuntjie. Ja, en dan nie argeoloog moet nou die prentjies kan sien. Ja, en ek weet nie, dit gaan nie werk om dit te draai nie. Maar hierdie goedjies kan jy nou op verskillende maniere as pylpuntjies aan of 'n hout of 'n beenstokkie heg. En hierdie goed, beide die beenpunte en hierdie mikroliete, hoewel hulle dateer tussen 80 en meer as 30.000 jaar terug, is byna identies aan dit wat ons kry gedurende die Holoseen, so die laaste 12.000 jaar. So dit is dan nou wanneer die steentydperk rekord begin lyk presies soos wat ons aan Boesman gedrag en rekord aan dink. Pyljag, die klein puntjies aan die, ek weet nie of julle al gekyk het, maar nou, ja, na vandag moet julle nou maar gaan kyk na daardie video materiaal en goed om dit in te dink. Klein, vandag maak hulle dit van doringdraad, die ou pylpuntjies, wat dan op 'n hout of 'n beenpunt gesit word en dan aan hulle gebruik riet vir die, en nie hout vir die steel van dit nie, en natuurlik met gif baie keer dan nou vooraan, maar selfs vandag nog jag hulle met beenpunte en gif. Nie meer die mikroliete nie, die yster het dit nou vervang. So, as ons nou kyk dat hierdie tegnologie van meer as 60.000 jaar terug byna identies is as wat ons die laaste 12.000 en tot vandag toe in die Kalahari sien,
dan vra ek julle nou dat julle brein nou sprong maak en sê dis logies om te redeneer dat daar boogjag was. Daar was ook baie ander goed wat ons kry net voor 60.000 jaar, soos gegraveerde eierdop, volstruis eierdop waterhouers, met presies dieselfde zigzags en patroontjies gegraveer as wat mense vandag nog in die Kalahari maak. Die beenpunte is dieselfde. Is dit ook 70.000 jaar oud? 60.000, langer as 60, tussen 60 en 70.000, en as jy geïnteresseerd is, stuur ek die, maar ja, so, en ons kry die, so hulle is nou gebreek, maar as jy hulle aan mekaar plak, dan kan jy die ronde gaatjies sien waar die waterbotteltjies se. Goed, en vandag nog grawe ons caches, groepe van volstruiseiers, doppe in die Kalahari uit, wat mense begrawe het met water. So vir my is daar niks in die tegnologie wat sê dat hierdie ouetjies kon nie met pyl en boog gejag het. Alles lyk dieselfde, wat nie preserveer nie, is die hout en die riet en die bindmiddels en so iets. Ek het 'n baie mooi pylpuntjie van 2000 jaar gehad om vir julle te wys. Is nou net hoe vergelyk dit met die oudste rotstekeninge? Die oudste rotstekeninge kom van Apollo 11 af, op die grens tussen Namibië en Suid-Afrika aan die Namibië kant. Dit is los, so dis 'n klip, en die enigste manier hoekom ons dit kan dateer is omdat ons die sediment kan dateer waarin dit is, en dis gedateer 37 na 40.000. Alle rotstekeninge, die pragtige tekeninge in die Drakensberge en goed, dis baie moeilik om te dateer. Enige dateringsproses is destruktief, so niemand wil hê jy moet goed aflaai nie, en ook die dateringsprosesse. Jy het te veel van die kuns nodig om koolstofdatering te doen op hierdie stadium. Mense werk daaraan. Daar is een wat ek weet wat gedateer is na net meer as 2000 jaar terug. Ons vermoed dat die rotskuns in Suid-Afrika baie ouer is. Die indrukwekkendheid van die een by Apollo 11 is dat dit 'n seriantroop is. So dis mensbene wat dan oorgaan in 'n leeu of 'n ja, dis nie 'n mana, dis 'n wyfie leeu, dit lyk, en dit gee vir ons 'n indruk dat alreeds toe die huidige spirituele aspekte van die rotskuns van Drakensberg en ander aspekte alreeds teen 40.000 jaar in die jagter-versamelaar denkwyse was. Want dit gaan alles oor die transdans om die vuur. Wanneer ek trans, gaan ek in 'n veranderde altered mind bewussyn in, en wanneer ek 'n baie goeie sjamaan is, sien ek nie net meer zigzags en streepies nie, ek raak 'n leeu of 'n ander dier, maar die sterk sjamane word baie keer leeu's, en dis baie interessant. 37.000, okay. En 'n boog is 'n baie nuttige instrument. Hout, snaar. Maar sonder tweehandige manipulasie en 'n addisionele implement, met ander woorde boog hier en iets anders daar, is 'n boog byna nutteloos. So die kognitiewe sprong om daai ding uit te dink, moet jy ook genoeg abstrakte kognisie hê om twee goed bymekaar te bring. So sonder 'n staaf met 'n handvatsel of 'n boorpunt is 'n boogboor. As julle nou Survivor kyk, of daai goed, of mense wat gate boor met 'n boogboor, dis hoekom prentjies so lekker is, want van die dames is nie altyd, maar sonder 'n staaf en 'n boorpunt wat jy nou, en dan het jy 'n boogboor saagie, beteken jou boor niks nie, en natuurlik sonder 'n pyl. En hier het ek nou 'n vrou wat pragtig sit en lewendig viool speel, vir cello speel, sonder 'n strykimplement of klankkas, kan ons nie veel verwag van 'n musikale boog nie.
En natuurlik boogjag sonder 'n pyl is van geen waarde vir die jagter nie. So die tweehandige aspek van boogjag verbind met 'n masjien wat oor 'n afstand funksioneer. So boogjag is nie hier nie. Boogjag is daar, 30 na 50 meter ver. Het die potensiaal om ons iets te leer van die menslike brein teen 80 na 60.000 jaar gelede. En hier wys ek julle nou 'n prentjie van hoofstuk in Oxford Handbook of Cognitive Archaeology, wat ek nou gaan bietjie oor praat. Dis alles beskikbaar as julle sulke dinge wil lees. En ek fokus op die precoonies, en hier het ek nou mooi skaal wat draai. En dit is nie maklik, ek weet die skerm gaan nou, maar ek gaan hom nou. So hy sit in die middel, wanneer ons twee breinlobbe van mekaar skei, dan sit hy in die middel op ons parietale lob, hierso, maar hier in die middel. So ouens wat daai goedjies bo in jou brein sit om te lees, kom nie daarby uit nie. Die EEG goedjies en sulke goedjies. Beserings kom ook nie maklik daarby uit nie, maar hulle gebeur wel. En ons weet ook wat gebeur wanneer daar beserings in daardie area is. Ek hou van hierdie breinarea spesifiek. Omdat hy in sy huidige vorm en grootte herkenbaar raak in die Homo sapiens fossielrekord tussen 160 en 100.000 jaar terug. En hy hou aan om te ontwikkel tot omtrent so 35.000 jaar terug. Dit beteken ook nie dat hy ophou ontwikkel het nie, maar dis hoe ons dit kan optel in die fossiele rekord. So hier praat ons dan nou van neuropaleontologie, waar ouens met die skedels wat opgegrawe word in Afrika, kyk hoe dit verander oor tyd. En ons kan sien dat in Ethiopië teen 160, ek verduidelik dit altyd vir die studente, so Homo sapiens, ons het sokkerballetjies as skedels en koppe, rond. Neanderthals lyk soos rugbyballe. Nou natuurlik uit UJ, wanneer ek die prentjies wys van sokkerspelers en ons rugby span, dan skater die kinders, want hulle kan dink, né? En as jy dan nou skalk burger met sy wenkbroue vat, jy weet, dan onmiddellik snap hulle, okay, Homo sapiens, Afrika, ronnekoppies. Neanderthals, Europeërs, rugbybalkoppies. En toenemend het ons as Homo sapiens almal die ronde koppe gekry, né? Dat ons het hoë voorkoppe, ronde skedels teenoor skedels wat rugbyballe is. En Emiliano Brunner is 'n Spaanse paleoneuroloog, en hy sê die groot word, die groei, die uitrek van die precoonies daar in die middel, het te doen met die bulging van die parietale lobbe, wat dan nou hierdie sokkerballetjie breine en sokkerballetjie skedels veroorsaak. Die precoonies word ook verbind met kognitiewe prosesse in moderne boogskut. En hier het ek nou mooi prentjies van die brein wat oplig, en 'n boogskuttertjie wat mik. So, en daar is ons gelukkig die ouens in Korea doen baie neurologiese werk op boogskutters, of het dit veral gedoen hier van 2008 na 2015 toe, want hulle wil die goue medaljes weet, en hulle wil weet wat hier aangaan. So neurokognitiewe werk wys dat die precoonies as skakel dien tussen aksie en kognisie gedurende hoër orde of komplekse tweehandige koördinasie. En hier het ek iemand wat lewendig klavier speel vir julle.
Want iets soos klavier speel is 'n hoër orde tweehandige. So jou twee hande moet verskillende goed doen. Ek kan dit nie doen nie. My twee hande wil dieselfde goed doen. Jy moet oefen om dit te kan doen. Dit is iets wat nie altyd maklik is nie. En wanneer skade aan die precuneus gebeur, dan lei dit tot probleme met tweehandige sinkronisasie. So mense sal sien dat baie mense wat skryf oor tegnologie en breinbeskadiging, skryf dan oor baie eenvoudige tegnologieë, soos mes en vurk of harekam. Maar dis juis hierdie doen verskillende dinge met beide hande tegelykertyd, en dan nou in 'n spasie, selfs wanneer jy klavier speel, verbeel, dan moet jou brein en jou hande en die spasie op die klavier baie noukeurig met mekaar te werk gaan. Ne? En dit is wat hier dan nou gebeur. Nou die ontwikkeling van tweehandige vaardighede begin gedurende ons eerste lewensjaar al. So wanneer babatjies begin uitreik of gryp na iets en voorwerpe manipuleer. So hier het ek nou 'n prentjie van 'n babatjie dogter wat sit met 'n oudtydse telefoon, met die een handjie is die foon hier en die ander handjie. Sy kan nog nie, maar sy weet hier moet twee dinge gebeur met hierdie instrument. Teen 5 jaar kan kinders asimmetriese tweehandige take uitvoer. So hulle kan begin om verskillende dinge met hulle twee hande te doen. Soos om vorms uit te knip. So die een handjie hou die papier vas en die ander enetjie die skerf vas. So daar's merkbare verskil tussen tweehandige koördinasie en hier het ek 'n 11-jarige ouetjie wat gitaar speel en ek het wie was die ou van Dire Straits? Wat gitaar speel. Okay, so dankie. So jy kan sien tussen 'n 11-jarige en 'n volwasse persoon is daardie verskille in tweehandige manipulasie met tegnologie 'n totale verskillende ding. Ek weet nie wie David Gilmour, ekskuus. Ja, maar ek was 'n Dire Straits fans, jammer. So, hierdie vaardigheid ontwikkel stelselmatig tot en met volwassenheid in ons breine vandag. En dit verbeter met interhemisferiese kommunikasie via die corpus callosum. Ja, en nou het ek weer, kom ons doen weer hierdie. Dit is iets wat Leon goed sal ken. Dit is daai gedeelte waar die white matter verbind met tussen die twee lobbe. En dit is eintlik eers regtig volgroei teen 22 na 25 jaar, né? Wat ons twee lobbe ordentlik met mekaar begin praat. En met die vermoë om ons aandag deur tyd en oor afstand te fokus. So met boogjag het jy daai twee aspekte die hele tyd. Jy het tyd, want jou pyltjie vat 'n breekdeel van 'n sekonde om sy 30 meter te vlieg. En hy moet die afstand, en jou brein moet kompenseer vir daardie goed, terwyl jy met jou twee hande ander goed doen. So die precuneus, saam met ander breinareas, wys ook die meeste aktiwiteit wanneer ruimtelike aandag benodig word tydens die gebruik van 'n tegnologie. So wanneer ons aandag moet vestig, hier, alles moet hier gebeur. En dit gaan nou moeilik raak sonder prentjies, maar ons gaan dalk, is dit okay vir julle? Is julle okay sonder prentjies? My prentjies is so mooi. Ek sal vir julle die PDF stuur. Okay, met die prentjies. Goed, kom ons doen dit. Want die prentjies is so pragtig. So deur te speel met speelgoed plaasvervangers. Met ander woorde, en hier wys ek nou twee knapies uit die oerwoude in Middel-Afrika met
sommer net speelgoedbogies en hulle jag of niks nie. Maar elke kleintjie hier van 2 jaar af kry 'n bogie en 'n stokkie en hulle begin speel met hierdie goed. So deur te speel met hierdie speelgoed plaasvervangers ontwikkel kinders begrip van hoe hulle liggame en hulle gedagtes met die wêreld waarin hulle leef verband hou. En die kinders verbeter dan hulle vermoë vir ruimtelik komplekse tweehandige koördinasie. Soos wat hulle speel, begin hulle die goedjies en hulle kyk na ander en hulle sien maar die goed met, en eers speel ek net met my bogie, maar later begin die goed saamkom. So meeste jagter-versamelaar kinders kry reeds vroeg boogjag-ervaring wanneer hulle na insekte en akkedisse en ander teikens so rondom hulle blyplek gaan skiet. So hiervan 4-5 jaar af, dis nou wanneer ons met 'n skerhoog kan begin knip, dan kan jy nou al bietjie begin en dit gaan dan deur. En soos wat hulle dan nou ouer word, sal die ouer mans in die gemeenskap of die paas en die ooms vir hulle al hoe groter bogies. So die hele tyd word die speelgoed dan nou aangepas met jou eie liggaamskrag en wat jy kan beheer. So om en by teen 15 is 'n jong man gereed vir sy eerste bok. Dan het ek genoeg krag, ek kan dit doen. Dis ook wanneer hulle kan begin maat soek om te trou, né? Want women like meat. Staan nie biltong in die kas is nie, is ons nie baie gelukkig. As hy 'n stukkie vetjie op het, des te beter. So hoekom is die prekoenies so belangrik vir boogjag? Dit is deel van die brein se verstekmodus. Dis die Afrikaanse vertaling. Default mode stelsel. Nou het ek 'n reeks prentjies wat dit verduidelik. En ek weet nie eers al, maar kom ons kyk. Want hierdie is dan nou tegnies 'n bietjie moeilik visueel. So, dit is, julle kan sien die prekoenies is daar nou verdeel in 'n klomp areakies. 'n voorste, en 'n agterste, en 'n boonste en 'n middelarea, né? En daardie konneksies is dan nou die verstekmodus, die prekoenies en al die konneksies waarmee hy verbind. Maar ek stuur vir julle die PDF. Ek sê jammer, julle moet dan nou maar 'n bietjie huiswerk doen of dit in die asblik gooi. Mene daai deel van die brein het jy nou met ander dele van die brein, Ja, hy praat nou met ander dele. En die volgende, ek gaan nou so 'n bietjie daardeur hardloop. Ja, dit is die lekker ding van daai prekoenies. Ons weet wanneer hy in evolusie die huidige vorm het en hoe hy dan skakel met al die ander gedeeltes. So hy het hierdie uitgebreide netwerk en aktiwiteit en strukturele verbindings. So binne in die prekoenies fasiliteer die frontale area, so die klein areakie wat die naaste aan my voorkop sit, meestal liggaamskognisie. So wat my liggaam doen en hoe ek daaroor dink en kontempleer is in die voorste gedeelte van die prekoenies. Die agterste gedeelte sit my visuele kognisie, want my oë sit hier agter in my brein, né? Skiet? Soos 'n maan. Ja. Ja, soos 'n maan. Ja. Wel, jou oë sit hier, maar jou brein vir jou oë sit hier. En my niggie, sy's nou so 15, sê party vrouens het 2 breinselle en hulle praat met mekaar. En dis hy praat met mekaar wat die manne partykeer te kort kom, né? Ek sê alles in die middelste gedeelte integreer inligting wat van beide die liggaam, so intern, wat ek intern voel en dink, en die visuele konteks, ekstern, ontvang word. En die binneste area, die wat hieronder sit, hieronder in my
brein. Verbind met die breinsisteem vir emosionele verwerking. En dis ons emosies is oud en dit sit hier baie binne net bo ons breinstam. So daardie precuneus skakel met dit alles. Die resultaat is visio-ruimtelike integrasie. Goed. Ja. Nexus is integrasie of is Integrasie, so met ander woorde, hierdie goed van al 4 word nou geïntegreer en verwerk in die precuneus, en wanneer die precuneus dit verwerk het, word die inligting weer na die ander areas uitgestuur, om dan nou 'n aksie te doen. Okay. So dink daaraan soos 'n borsmasjien. Jy het nou stukkies vleis wat inkom, die precuneus is die borsmasjien, hy gaan deur daai meeletjie, alles word deur mekaar gekrap. En op die ou einde kom worsies in verskillende rigtings uit, en dan moet jy nou jou hande en jou voete en jou brein en jou alles moet dan nou gebaseer. So dit is daardie integrasie. So die nexus is waar dit by mekaar kom, die integrasie is daai verwerking van inligting en goed. Nou visio-ruimtelike integrasie is nie 'n maklike ding nie, maar dis nou wanneer my oë daar kyk, is dit Christo wat daar agter sit. Vir Christo kyk en vir die masjien kyk en dan maak my brein goue kalkulasie waar is presies die middelpunt tussen dit. En as ek nou my boog gehad het, die wind waai, dan moet ek dit ook nou voorkompenseer. So ek moet kan kyk, my hande wat 2 verskillende, die een hou vas, die een gaan terug. Ek moet ook die krag waarmee ek daardie punt tussen die kamera en Christo wil tref, moet ek bepaal deur wat hier gebeur, ek moet mooi stil hou hier en hom reg kry en dan moet ek kompenseer en as daai punt beweeg soos 'n bokkie, dan moet ek dit ook doen. Dit is visio-ruimtelike integrasie. Okay. So visio-ruimtelike integrasie fasiliteer 'n tyd-ruimtelike bewussyn van die fisiese liggaamsomgewing en koördinering tydens boogskiet. Okay. 'n Koneksie tussen visuele waarneming en bewuslike episodiese geheueherroeping gedurende boogskiet. So wanneer ek daai punt wil tref, so die episodiese geheueherroeping is ek kan myself dan verbeel, wat het ek laas keer gedoen? Wat het my liggaam laas keer gedoen sodat ek daai kolletjie tref? En hoe moet ek kompenseer vir wind of beweging? Okay. So dit moet alles gebeur. En tydens oefen herroep ek die hele tyd, wat het ek gedoen om te kan verbeter? Geen ander wese behalwe die mens doen dit. Oefen om beter te raak met iets nie, né? En op so bewuslike manier. Die visio-ruimtelike integrasie fasiliteer ook veel veranderlike gedagte-eksperimente of verbeelde, wat as scenario's wanneer 'n skoot beplan word. Okay. So ek moet kan vooruitdink, sê wat as dit gebeur, wat as dit gebeur, wat as ek dit doen? Binnekant en buitekant die hele tyd kompenseer voor. So gedurende boogjag sal die precuneus met sy netwerk betrokke wees by die stoor van visio-ruimtelike inligting rakende liggaam en handposisies en handgereedskap interaksie. Die verskuiwing van aandag tussen die liggaamsposisie van die jagter en die ligging van sy prooi op die landskap. Die voorspelling van die pyl se vlug en van die prooi se beweging. Binne sekondes moet my brein dit alles kan doen. As ook die nodige fokus om 'n akkurate kolskoot af te trek. So hierdie vermoë om ons aandag te fokus
stel ons in staat om baie alledaagse dinge te doen, soos ons veters vas te maak. Veters vasmaak is nie 'n maklike ding nie, as enige iemand al 'n kind geleer het om dit te doen, né? Dit vat 'n bietjie tot hulle dit kan regkry. Maar ook om baie komplekse probleme. Ingenieurswese, teoretiese fisika het alles met hierdie komplekse manier van aandag gee te doen. As ons nie aandag skenk nie, as ons nie baie ure, baie dae, baie jare toewy aan sekere goed nie, dan gaan dit nie noodwendig gebeur nie. So, maar aandag is moeilik volhoubaar sonder oefening. So hier wys ek nou 'n prentjie van die volgende stukkie wat ek geskryf het in Phenomenology of the Cognitive Sciences en waar ons nou 'n bietjie meer op aandag en party van daardie goed gaan fokus. So ek het sportpsigologie en kognitiewe motorneurowetenskap gebruik. En hier is my rugbyprentjies nou, Leon, wat die manne nou so geniet het. Goed, ek het, nou kan ek nie sy naam onthou nie, die skoppertjie, die twee skoppertjies, Pollard en Livok. Okay, ek het Livok en Stein hier. Om te kyk na verskille tussen ervare en beginnersportlui en hulle neuroanatomie. Dit beklemtoon die stimulasie of ontwikkeling van neurokognitiewe kenmerke, soos aandag, wanneer mense oefen om sekere aksies suksesvol baas te raak. Dan het ek vir Livok nou hier, die sensoriese, motoriese aanpassings tydens oefening, help om die manier waarop die brein inligting verwerk, te temper of te reguleer. Okay. Daai skop en skop en skop en skop en hoe my brein aandag gee aan die wind, aan die rugbypale. Dit stimuleer ons vermoë om irrelevante sensoriese inligting uit te filter. Want dit is soos daardie skop wat Livok oor die pale moet kry wanneer al die druk op hom is, moet ook 'n boogskutter alles uitskakel om daardie koolskoot te kan tref. En dan het ek nou die All Blacks wat hulle hake uitoefen terwyl hy probeer skop. Okay, so hy moet die almal kan uitskakel, net fokus hierop. En dis nie iets wat altyd maklik kom vir die meeste van ons breine nie. Vandag noem ons dit aandagafleibaarheid, né? Mag ons vra of raad tussen? Natuurlik. Sal dit vir my baie makliker maak ook, want dan weet ek, dis nie net ek wat praat sonder prentjies. Nou, dit klink vir my, of mense kan sê, daar's 'n sekere plastisiteit, dat 'n kind met aandagafleibaar is, deur oefening wel beter kan fokus. Is dit so? So dit hang af wat die aandagafleibaarheid veroorsaak. Okay. Alright. So wanneer dit geneties of neurologies is, Ja. so jy soms kan mense met breinskade weer, dit het baie te doen met hoe ons, wat is die woord vir white matter? Maar dit is daardie deel van ons brein wat die skakels tussen die, nee, die witstof, maar dit is daardie Jonkers is dit nog elektriese draadjies tussen, hulle kan knoop en ontknoop. So mense wat op medisyne is wat jou rustiger maak jou neurone en goed nie meer heeltemal so met mekaar praat nie, want dan voel jy rustiger. So dit hang regtig af of dit neurologies is, geneties is en of dit gedrag is. En baie keer kom hierdie goed saam en miskien kan Leon jou meer van hierdie goed, maar aandagafleibaarheid. Ek dink daar is toertjies wat jy kan uitoefen, maar as dit neurologies of geneties is, en veral as dit geneties is, dan is daar nie, dis dan wanneer ons van
wat is die mooi woord vir neurodiversiteit praat, en ek dink dis belangrik dat ons oor hierdie goed begin praat, want ek dink ons huidige opleidingsstelsels is baie geskoei op 'n baie nou gesette riglyn. My brein werk in prentjies, dis hoekom ek nou my prentjies wys. Party baie geleerde mense sê ons dink in taal. Ek sê net, nee, ek dink in prentjies, partykeer in taal. Taal is vir my 'n medium om ander mense dink in kleure en geure en musieknote. En so aandagafleibaarheid is een van daai dinge wat geneties, en en ek kom by die genetika. So kom ons gaan 'n bietjie aan. Maar vir nou gaan ek ook sê dat dit wat ons vandag, diegene wat gediagnoseerde aandagafleibaarheid het, is gene waar die huidige Homo sapiens geen ook verskil van goed soos Neandertal gene. En daar is miskien iets daarin dat veral wit mans meer geneig is tot aandagafleibaarheid. En dit is 'n baie groot veralgemeenheid, maar ons sien dit in die statistieke. En dit kom waarskynlik van breekdele van die wit populasie se Neandertal oordrag gene, want in daardie gene, dis dieselfde gene, maar die vorm waarin dit uitgedruk word is anders tussen ons en die Neandertalers en die Denisovans, wat aandagafleibaarheid veroorsaak. Goed. Ervare atlete. So hier het ek nou vir Sia en vir Stein. Okay. So sien die prentjies. Ontwikkel voordelige strategieë, vinnige besluitnemingsprosesse en 'n verskerpte omstandigheidsbewussyn. Okay, daai ouens is al so geoefen dat hulle hierdie goed is tweede natuur van hulle vir hulle. Magnetiese resonansiebeelding van die breine van pluimbal, tafeltennis en tennisatlete wys neuroplastiese aanpassings as gevolg van visio-ruimtelike oefening. So hoe meer ons hierdie goed doen, hoe beter raak ons met daardie tipe van goed, en dit gebeur ook dan, die skakels in ons breine raak al hoe sterker. Dit veroorsaak toenemende neutrale doeltreffendheid van breinareas geassosieer met aandag-motoriese regulering en emosionele kontrole. En daar sien ons nou weer waar die precuneus dan nou die motoriese sowel as die emosionele die skakel is tussen dit. So Leo en kollegas wys hoe enkele Chinese boogskietsessie van net 45 minute gefokuste aandag, emosiekontrole, werkende korttermyn geheue en kognitiewe vloeibaarheid kan verbeter in vooradolessente kinders. Moderne boogskiet is bekend as 'n gedagtegang of 'n mental sportsoort. Die oefen van boogskiet stimuleer die selektiewe en gelyktydige verwerking van beide interne en eksterne inligting. So dis 'n herhaling van wat ek vroeër al gesê het. Ons kies watter inligting ons wil verwerk, maar ons verwerk baie tipes van inligting gelyktydig. Sodat die skit se aandag fokus op veelvoudige aspekte relevant tot die uitvoering van 'n koolskoot. Tegelykertydig met die uitbuffering van alles om hulle. Dus terwyl boogskiet die ontwikkeling van gevorderde introspektiewe aandag of 'n gefokuste gedagtegang verg, is ervare boogskutters ook daartoe in staat om hulle innerlike stem of hulle emosies tot stilte te bring, wanneer hulle daarop fokus om 'n teiken te tref. Want die oomblik as jy gaan begin dink, ek gaan 'n fout maak, of ek is gespanne, of dan gaan jy nie daai koolskoot tref nie. Jy moet daardie stilte in die binnekant kry om net al wat jy sien
is die kolletjie reg in die middel van die. Daar's 'n ou Indiese legende oor wysgeer wat boogskiet leer vir die jonger manne. En dan is die jonger manne baie jaloers op die een student van hierdie wysgeer. En dan sit die wysgeer teen die einde van 'n kursus almal in 'n ry en hy sê vir die een, goed, wat sien jy? En die ou sê, ek sien die blou hemel en die boom en 'n voël. En hy sê, okay, skiet die voël. En die persoon skiet, maar sy pyl gaan heeltemal daar in die blou lug in. Die volgende student, wat sien jy? Ek sien 'n boom en die voël. En die student skiet en hy skiet daar in die takke van die boom. Die volgende student kom en hy sê, wat sien jy? Nee, ek sien die voël. En hy skiet en daar trek 'n paar vere los, maar die voël bly sit. En sy gunsteling student kom en hy sê, wat sien jy? Hy sê, ek sien die oog van die voël. Sure. Okay. Daardie aandag, die oomblik wanneer jy om net te sien en net aandag te gee aan dit wat absoluut nodig is om daardie doelwit te bereik. Elite boogskutters se neurale aandagnetwerk is meer doeltreffend, maak meer effektiewe gebruik van omgewingsinligting en onderdruk afleiding beter as. En hier het ek 'n pragtige dogtertjie wat haar bes probeer om die boog te trek as die van 'n leerling skit. Hierdie vermoëns word stelselmatig ontwikkel tydens oefening. En dan ook natuurlik is nie almal van ons ewe talentvol in dieselfde ding en die party van ons gaan nooit 'n goeie boogskut word of 'n 100 meter atleet of 'n maratonatleet nie. Ons gene en ons liggame en ons dinge het daarom ook daar 'n vernouing van wat ons regtig daartoe in staat is. Die vermoë om aandag te skenk in sulke komplekse maniere is 'n kenmerk van die oordeelkundige menslike kognisie vandag. Neurokognitiewe werk dui daarop dat herhaalde teikenoefen en verbeterde mikakkuraatheid plastiese veranderinge in die breinareas geassosieer met ruimtelike aandag teweegbring. Die EEG-studies wys ook dat die aanleer van aandagvergende tweehandige motoriese vaardighede, soos klavierspeel, boogskiet en al daai goed, geassosieer word met 'n verskuiwing na meer aktiwiteit in die linker parietale lob teenoor die regter parietale lob. So ja, en hier wys ek dan nou, dit raak meer analities in denke, meer georiënteerd in denke, die sequencing, die volgorde van hoe dinge, so alles sit meer aan die linkerkant dan van daardie goed. Beplanning, math and science, logika, word soos wat jy oefen, verskuif dit al hoe meer na daardie dinge toe. Kim en kollegas se papier in 2008 het 'n funksionele magnetiese resonansbeelding studie onderneem. Dis nou fMRI scanning om verskille tussen die neurale netwerke van ervare leerlingboogskutters tydens die mikproses te gebruik. So hierdie is dan nou net die mikproses, 3 sekondes. Dis net 3 sekondes wat in die brein gebeur wanneer 'n ervare boogskutter teenoor 'n leerlingboogskutter mik en hulle pyltjies aftrek. En ek het hulle studie gebruik om te rekonstrueer wat in die mens se brein gebeur wanneer ons dan nou in daai 3 sekondes mik en skiet. So areas met aansienlike hoë aktivering as ander areas in die ervare boogskutter se brein. So hier wys ek nou dele in die brein. En ek dink ek gaan hieroor skep, want dit het daai, so daar is 'n paar areas waar 'n ervare boogskutter se brein baie meer geaktiveer is gedurende hierdie 3 sekondes as alle ander areas in die brein. Dan is daar areas wat in die onervare
ook meer geaktiveerd is as in die ervare persoon se brein. Omdat ons weet watter areas dit is, weet ons op watter areas daar druk is. Wanneer ek daar tussen Christo en die kamera daai 3 sekondes en afvuur. So hierdie ouens het dit. En wat nou interessant is dat die preconeus word die hele tyd opgelig. Daar's ander areas ook, die preconeus en ook die cerebellum, maar ek praat nie vandag oor die cerebellum nie, want dit is net so interessant. Maar hier wys ons dat wanneer beide 'n ervare boogskutter net wanneer sy kop stil is, dit doen. En wanneer 'n jong boogskutter besig is met al die angs en goed van ek moet leer, is daar druk op die preconeus. En die preconeus, wanneer ons druk op sekere breinareas sit, dan raak daai breinarea, dis soos enige ander spier, raak hy groter en sterker. Okay. Ja. Sou dieselfde geld vir as jy nou skiet, soos my seun wat nou is 1000 meter Ja. alles. Of maar jy het nou nie die boog Jy het nie die boog nie, jy het selde die beweging, maar die konsentrasie. So, ek kan tot Maar dusver, dink jy ook, dis die preconeus wat jy moet die aandag, ja, so die preconeus het te doen met omtrent alles wat ons doen. Ek fokus nou maar op boogjag, want ek dink ek sien boogjag 60.000, en daar's verskriklik min tegnologieë. Ek kan nie aan 'n ander steentydperk tegnologie dink, wat beide van, wat al hierdie goed saambring. Wanneer jy mik en skiet, dan word jou aandag, is dan die ding wat die meeste gaan ontwikkel. Hy moet sy brein stil maak, hy moet baie mooi kan mik, maar dis baie minder kompleks. Maar ja, jou preconeus moet nog steeds, dit wat my liggaam doen en dit wat oor spasie bring, moet hy nog steeds verwerk en jou visio-integrasie doen. So ja, breinhaalde, klavierspeel, alles wat ons doen, mes en vurk eet, maar dis nie alles ewe kompleks nie. En het nie alles, jagter-versamelaars wat boogjag, hulle hele sosiale en substansie wêreld hang van kos af. Okay, so hierdie, jy moet goed wees in wat jy doen, anders gaan jy en jou gene nie oorleef nie. Nou ontwikkel hierdie brein 60.000 jaar. Ja. Die uit leer fokus. Moet dit dan nou evolusionêr voortgedra? So ook in jagter-versamelaars, die ou wat die beste jag, kry die meeste vrouens. Kry die meeste kinders. Okay, die ou wat sukkel om te jag, word die sjamaan miskien, of het net een vrou. So geneties word dan, soos wat jy, so ons gene werk soos 'n zip, né? En partykeer maak hulle kontak en maak hulle nie kontak nie. En daardie ou wat hom oefen, so dit is dan hierdie epigenetiese druk en natuurlike aanlegging en alles, en dan sal die persoon wat die beste kan kos gee, gaan die man wees wat die meeste kinders gaan hê. Is jy 'n vegetariër of 'n vegan? Goed. So dit is interessant. Ek het verlede jaar 'n soortgelyke praatjie in Duitsland gegee en ek wou nogal ingaan op ons weet glad nie wat ter al die vegiese dieet aan die menslike brein doen nie. Want jy kry nie jou omega 6 en 3 olies in nie. En ons weet nie hoe dit neuraal, en dan ons is nou in 'n geslag wat ons nou maar eers is, dat die meeste mense begin, veral in Europa, as jy kom en ek sê ek wil rooi vleis hê, of ek reis met my biltong, jy weet, as hulle dit nou vat by die douane, dan vat hulle dit nou maar. Ons het maar so 'n stukkie biltong saam, want jy kry 'n rooi vleis onttrekking daar.
Maar ons weet nie wat dit aan ons breine doen as ons nie vet. Ons het vet en murg en daardie goed nodig vir ons breinontwikkeling. So die kinders van totaal vegiese ouers. Vegiese mense, dit lyk asof huidige statistieke sê dat hulle veral met die murg, met ander woorde hoe jou liggaam en jou brein aan mekaar skakel, daar is swakhede partykeer. Maar dit is alles aan die beginpunt, want ons het nog nie generasies van mense wat dit... Maar neute het ook daarom vet. Neute het baie vet, so neute het vet, hande vol neute, hande vol avos. So as 'n mens mooi oordeelkundig werk, dan kan jy, maar die omega 3's en 6's is nie so maklik en orals nie, né? Maar kan ons aangaan vir nou. So die precoonius is dan nou onder druk die hele tyd wanneer ons iets soos boogskiet doen, en dit het hierdie ouetjies nou vir ons, hulle vir ons mooi bewys. En soos ons gesê, die precoonius is onder meer betrokke by die rig van aandag in ruimte, die skuif van aandag tussen motoriese doelwitte. So hier het ek iemand wat 'n rugbybal vang uit die lug uit, wat so duik en hom vang, ek het iemand wat 'n 3 druk, en ek het Verstein wat 'n skop. So daardie verskuif van aandag tussen motoriese doelwitte. Ekskuus. Wat van nou is dit? Jong, ek dink nie hy gaan byhou by hierdie nuwe geslag nie. Motoriese koördinasie, wanneer ons aandag tussen verskillende ruimtelike spasies verskuif. En hier het ek 'n ou met 6 arms, en die een het hy 'n spanner, en die ander een het hy 'n foon, en die ander een 'n koppie koffie, en die ander een 'n rekenaar. So hierdie ou is besig met alles. En is aktief tydens die rustende versteknetwerk, sonder sensoriese of motoriese. Met ander woorde, die precoonius werk ook, al doen ons net mooi niks. En dis belangrik, want dit beteken dat dit betrokke is by die menslike vermoë om alternatiewe scenario's te verbeel of te visualiseer. Gebaseer op ervaring en herinnering. Kyk, so ook dan is daardie deeltjie besig. En dan kan ons sê, maar as ek dit doen, as ek met hierdie man trou, dan gaan hierdie miskien, as ek met daai ou trou, okay, maar hierdie een, dit lyk lekker. Okay, dis ons vermoë om te kan scenario's vooruit verbeel. En dan skop jy hormone natuurlik in, dan sal jou scenario's by die deur uit. So, die neurokognitiewe veranderinge wat gebeur as gevolg van gereelde, komplekse, tweehandige, visio-ruimtelike take, soos boogskiet, maak abstrakte denke moontlik. Met ander woorde, ek kan nou wat ek van toepassing maak op die een, op iets anders ook van toepassing maak. Ek weet 'n spanner is eintlik iets wat ek 'n skroef mee draai, maar ek kan ook hier 'n spyker daarmee inkap of iets anders daarmee doen. En dit sien ons nie in die dieresamelewing. Selfs die slim diere soos die kraaie en die chimpansees wat neute kap. So hulle gebruik daardie hamerklip waarmee hulle neute klap, ook net vir een spasie neute. Hulle het ook nog nie uitgewerk dat ek dit vir ander neute kan gebruik nie. Of dat ek myself kan verdedig of iemand anders hier kan aanval met hierdie hamerklip nie. Hulle het nie die abstrakte van die hamer nie. Hulle verbind nog net die hamer met hierdie neute. Goed. Maar gedeeltelik kan ons precoonius hierdie goed begin fasiliteer. Sodat ons kennis van een tegniese en of kognitiewe aktiwiteit kan toepas op ander aspekte van ons lewens. As ek hier 'n lesie geleer het, okay, dan is dit miskien ook goed vir 'n heeltemal 'n ander deel van my lewe. Sonder dat ek daardie lesie fisies hoef te leer. Nou ja, ons kan deesdae ook kyk na ons
neurogenetiese evolusie. En Johanna Kazanowska en haar mede-auteure het 'n artikel geskryf, eintlik 'n atlas gepubliseer vir neurogenetiese seleksie in kognitiewe evolusie. Evolusie miskien ook. En ek gebruik hierdie dan nou as my vertrekpunt. Dit wys 'n verskywing van funksionele breinnetwerke van motoriese kontrole na aandag in hominoïde reeds voor 18 miljoen jaar terug. Goed, dit is nou die klein nagapies en die gibbons en daai tipe van apies. En voorgeslagtelike hominine, so waar ons vandaan kom, voor 7.4 miljoen jaar. So gedurig skuif ons die ontwikkeling van motoriese aspekte, kontrole, al hoe meer na aandag toe, soos wat ons al hoe meer na ons kom. Baie later, teen omtrent 700.000 jaar, word die Neandertal vertakking gekorreleer met seleksie vir strategiese denke. Dobbel risiko. Daardie wat as vermoë en wat gaan vir my die meeste teruggee as ek dit doen. Dit sien ons al teen 700.000 jaar geneties by die Neandertal. Werkende korttermyn geheue, ek het dit al 'n paar keer genoem, daardie probleemoplossing gedeelte teenoor die stoor in ons agterste gedeelte. En wiskundige vaardigheid. Okay, so die Neandertalers kon miskien op hulle manier 2 en 2 bymekaar sit. Dan die Denisovan vertakking teen rondom 500 na 400.000 jaar gelede sien ons geneties 'n groepering met funksionele netwerke vir motoriese kontrole, vir introspeksie. Baie interessant. Miskien kon die Denisovans soos ons dink oor ons self. Impuls en emosiekontrole. Aktiewe en passiewe aandag. So daar sien ons al 'n verskil in tipes aandag wat moontlik in die genome van hierdie ouetjies ingeprogrammeer is. En aksiebeplanning. Hoe beplan ek my aksies? Nou, ons het in 2017 het ek met genetici van Uppsala gewerk op 'n kindjie van so 5 of 7 jaar oud, wie se beendere oopgespoel het by Belito. En die kindjie is gedateer teen 2000 jaar terug. En dit was die eerste volledige genoom wat ons kon rekonstrueer van 'n suiwer jagter-versamelaar, voordat die herders gekom het 2000 jaar terug. So dit is die oudste en eerste volledige mense jagter-versamelaar genoom gewees op daardie stadium. Intussen het ander dit al ouer genome, maar gebaseer op daardie kindjie se genoom kon ons baie komplekse wiskundige formules gebruik om uit te werk dat ons as Homo sapiens tussen 350 en rondom 300.000 jaar erkenbaar was as Homo sapiens geneties. En so in daardie tyd, so tussen 350 en 300.000 jaar gelede, word ons neurogeneties gekenmerk deur 'n voortgesette seleksie vir werkende korttermyn geheue, problem solving, motoriese kontrole, ek moet nog steeds, en veral dan fyn motoriese kontrole word gedurig voor, taalvaardigheid. Die Neandertalers en die Denisovans het ook die taalgene gehad, maar dit verskil van hoe die taalgene uitgedruk word in Homo sapiens. Emosionele waarneming.
Met ander woorde, hoe lees ek die vertrek? Oorsaak en gevolg kognisie, causal cognition. Verstaan ek abstrakt hoekom iets gebeur en wat die oorsaak en gevolg is. Abstrakte denke. As ook 'n noemenswaardige klem op strategiese denke. Theory of mind. En wanneer ons daarvan praat, is hoe goed kan ek dit linkjies vertel. Uniek aan die mens. Ons manipuleer mekaar, ons manipuleer die wêreld deur ons strategiese denke en deur hoe ons fib tot 'n groot mate. Niemand anders doen dit nie. Net ons doen dit. En ons doen dit om ons eie oorlewing beter te maak die hele tyd. Hoe kry ek daar iemand met wie ek aangetrokke is? Waar kry ek die beste waarde vir my geld? Die hele tyd strategies. En dan ook, hoe kan ek iemand anders uitoorlê? Of hoe kan ek die stelsel uitoorlê? Ons het 'n unieke klem op daardie tipe van denke. So uit 26 uit 44 gene wat gelys word as geassosieer met Denisovan, Neanderthal en Homo sapiens kognisie, is ook betrokke by aandag. En ons weet dit, want dit is diegene wat met aandagafleibaarheid, autisme en sulke dinge te doen het. Nie een van die aandaggene word in dieselfde vorm deur al 3 groepe gedeel nie. En dit was vir my baie interessant toe ek dit agterkom. Dit beteken dat die 3 groepe verskillend ontwikkel het in die manier waarop hulle kon aandag gee. Ons deel 5 aandaggene met die Denisovans, en vir die ouens wat gene ken, het ek die name van die gene daar, maar julle sal die skyfies kry, dan kan julle kyk daarna. En ons deel net een met in dieselfde uitdrukking met die Neanderthals. So aandag tussen ons en die Neanderthals was waarskynlik redelik verskillend. 14 aandaggene geassosieer met neurogenetiese seleksie vir kognitiewe evolusie is anders in die Homo sapiens genoom as in die van die Neandertalers en die Denisovans. En 9 van hulle hou verband met kognisie in die precoonies. Kyk, so weef ek al die dinge bymekaar om te probeer uitkom by hierdie vreeslike moeilike ding van menslike brein-evolusie. Of die evolusie van ons denke. En ek gebruik maar net die brein, want op die ou einde wil ek by die denke, die sapiens deel van die Homo sapiens kom. En die precoonies is aktief en onder neurale druk wanneer boogskieters teiken skiet. Hierdie waarnemings dui op verskillende neurogenetiese paaie vir die ontwikkeling van aandag in verskillende voorgeslagte menspopulasies. En ek dink, wanneer ons party mense, veral die ouens in Europa nou, wil baie graag bewys dat die Neandertalers net so slim is as ons. Maar ek dink ons doen hulle eintlik leed aan as ons dit wil doen. As wetenskaplik is, moet ons eerder begin kyk oor hoe verskil hulle van ons en hoe maak daardie verskille hulle suksesvol in hulle omgewings, want hulle was langer suksesvol. Hulle is al hier van 600-700 000 jaar af besig in Europa. Ons is maar net van 300 000 jaar af besig. Maar onthou, hier in Afrika is ons eintlik al van 3 miljoen jaar af besig. En van 2 miljoen jaar af is ons homo, is ons 'n tipe mens. So ek dink ons moet, en die neurogenetiese manier is 'n manier waarop ons wetenskaplik kan begin kyk oor die verskille, nie met die doel om te sê ons is slimmer of dommer of dit of dat nie, maar hoekom het dit so gebeur en wat maak wie meer aanpasbaar vir waar ons vandaan kom. Wisselwerking tussen brein, liggaam en tegnologie verg meestal 'n reeks van verskillende
aandagբronne. Merkbare veranderinge in jagtegnologie, soos Homo erectus het met houtspiese sonder klippunte gejag by Schöningen in Duitsland teen 300.000 jaar terug. In Afrika kry ons moontlik al by 500.000 jaar die punte, maar dit lyk asof dit steekspiese was, né? Goed wat jy naby aan iets moet kom. Dan kry ons hier van 200.000 jaar af, dink ek, aanduidings dat werpspies oor afstand. Nou as julle nou dink, as ek sê van 160.000 jaar kan ons al die bolletjie sien. So as ons al druk op ons breine sedert 200.000 uitgeoefen het om oor afstand te kan mik, dan druk dit daardie areas van die brein wat dit kan fasiliteer. Ne? Totdat ons dan nou kom by 60.000-80.000 jaar terug, waar ons dit nie net meer met een hand, maar waar ons die fyn motoriese moontlikheid het om met 'n pyl en boog oor 'n afstand daardie goed te kan doen. So, en dit is wat ons as argeoloog dan nou opgrawe, is die klippies en die werpspiese en die goed en hoe ons die goed rekonstrueer. En met verloop van tyd het dit natuurlik gelei tot die huidige kulturele kompleksiteit van die mensdom. Sodat ons almal sit hier met 'n foon wat ons met mekaar verbinding sit, met die hele wêreld in verbinding sit. Julle kinders in Australië en Amerika en waar hulle ook al hulle mag bevind. Ons wêreld is totaal en al sosiaal tegnies verbind. En op baie komplekse maniere. So ons het bewyse van aandagafhanklike boogjag slegs in die Homo sapiens rekord op die oomblik. Indien ons aanvaar dat gereelde tweehandige aktiwiteite soos boogskiet 'n boogskutter se brein beïnvloed en hoe dit aandag gee, dan is dit redelik om voor te stel dat eertydse menslike breine deur soortgelyke neuroplastiese aanpassings gegaan het, wanneer hulle soortgelyke tegnologieë gebruik het. Alhoewel die parietale lob en precuneus die moderne grootte en vorm reeds teen 100.000 jaar gelede gebruik het, toon die menslike brein volgehoude uitbulting, daai uitbulting van die sokkerballetjie, tot ongeveer 35.000 jaar terug. Dit dui daarop dat hierdie neurokognitiewe aanpassings aan die gang was, toe mense gedurende die middelsteentydperk in Suider-Afrika begin het om met 'n pyl en boog te jag. Die ontwikkeling van aandagvaardighede, eers as effektiewe jagters en later as bekwame boogjagters tydens die middelsteentydperk, was moontlik deel van die gedrag wat aspekte van aandag in die mens se brein uitgebrei het. Aandagspesifieke neurogenetiese aanpassings en tot gevolg gehad het. Alternatiewelik, so dit kan in een rigting werk, maar dit kan ook in die ander rigting werk, was die gedrag moontlik gestimuleer deur veranderinge in ons breine en genetiese samewerking. So die van ons wat nou in kognisiewerk hou van, of evolusiewerk van 'n ko-evolusionêre goed, wat die een gedurig die ander stimuleer. So ek doen iets en dan verander dit my brein 'n bietjie. Omdat my brein so bietjie verander het, kan ek ietsie anders begin mee eksperimenteer. Daardie eksperimente druk weer my brein om dit te doen. En so is dit 'n ko-evolusionêre samekoms van dinge. In ieder geval, in menslike evolusie is brein, DNS, liggaam en tegnologie deurgangs en onlosmaaklik met mekaar verbind. En dis my storie. Baie dankie Marlies. Vrae dan. Gaan naby Molly en ons so. Ek wil net ingaan op die woord
meneer self, Ja. die is 'n voorsetsel. Nee, sover ek weet Okay, nee, ek het nog nie die entomologie van die woord nagevors nie, maar waar is die koeneus? So, Voor die gewag, die wag. Dan dankie. Nee, maar help. dan het 'n stukkie jy het gesê oor polisie. Hulle het visuele something oefening. Ja, Dit was so lank woord, ek het nou nie die visuele en die oefening by mekaar. visio-kognitiewe, Visuele kognitiewe oefening of so iets. Metodies. ja, Baie interessant. Ek het vanoggend na 'n stukkie op YouTube gekyk oor Dani Gerber. Julle ouers sal onthou wie Dani Gerber was. Volgens my die beste senter nog ooit wat daar was in Suid-Afrika. ja, En Rassie Erasmus, snaaks genoeg, as Dani Gerber, as iemand hom bel, dan sal hy altyd vir sy vriende sê, hoorie wag, daar is Rassie, ek moet gou antwoord. So asof Rassie hom kan terugkry in spanning. Baie interessant, Dani Gerber, toe hy jonk was, het hy glad nie rugby gespeel. Op sy skool was daar net ander sporte beskikbaar gewees. Dit is nou eers toe hy op laerskool kom in Dispers. Toe begin hy nou skielik rugby speel. Ja, en hy was eers in die C-span en die ouens het dadelik gesê, nee, kom, jy's dadelik in die B-span, jy's in die A-span. En hy het spesifieke skills gehad, wat hy aangeleer het in ander sporte, wat hom perfek gepas het vir rugby, en die groot sport wat hy gespeel het, was sokker. En wat hom die voordeel gegee het in rugby, is dat daai spasie, die oriëntering van daar's 'n gat, daar hardloop ou so toe, ek sê, moenie nou so toe skop nie, of hardloop hier. Dit het hom gebaat deur 'n ander sport. Ja. Die ander ding is, hy kon met al twee voete skop, hierso oor die agterlyn, links, regs, en dit het hy ook geleer in sokker. So hy daai skills gebruik om oor te gaan en absoluut te help te word in 'n ander sport. Ja. Net interessant. Want natuurlik in sokker is daai visio-spatial. Die spatial orientation. Jy kyk die hele tyd na wat in rugby is 'n baie Dis meer baie op neer op mekaar. ja. So ek sê die sokker en rugby analoog is altyd baie interessant as 'n mens oor hierdie goed, want jy kan dit lekker gebruik vir baie dinge wat hiermee verband hou. Ek wil net graag weet, wat gebeur in die brein as jy een dag perfek kan fokus? Nou, jy kan al die balle oorskop, jy kan die voël skiet. Die volgende dag probeer jy net so hard. Kry dit glad nie reg. Dan sê ons uit nie sy skopstoel. Ja. Wat is dit in jou kop? Ek kan nie vir jou wetenskaplike antwoord gee nie, maar ek kan vir jou sê dit waarskynlik met die skakel na die emosies te doen. So die ouens wat regtig yskoud en emosies kan skakel en geen spanning het nie. So eintlik mense wat die boogskutters gaan in 'n meditatiewe state, 'n resting state. So dis net daar, maar die oomblik wanneer jy begin paniekerig raak, wat Rassie het vir my gesê, of die mense daar in Suid-Afrika het vir my gelag, en dan kom daai spanning, en daardie spanning kan jy nie uit jou kop uitkry nie, en daardie spanning gaan veroorsaak dat jou aandag nie gefokus is op daardie doelwit nie. Kop is reg. En jy dit oefen om Ja, al die ja, jy kan en party mense kan, maar ons kan nie sê dat almal van ons kan tot op dieselfde graad ons emosie onderdruk nie, want almal van ons se genetiese persoonlikheids en ander omstandighede verskil. So jy moet iemand soos 'n skerpskutter, hulle moet alle gevoele van Stimuli van buite af. maar ook skuldgevoelens of Ja, alles. ja. Jy moet alles afsny. Ek kan nie so ver gaan nie, maar so party van ons het waarskynlik 'n beter aanleg om
op so 'n manier jou emosionele, want ek vermoed dat dit meestal as daar nie ander fisiese goed soos tremors en sulke goed is nie, dat dit die emosionele werk is en dit is wat ons sien in die boogskutters, is die meditatiewe staat wat die brein ingaan, die stil word van die brein, om daardie oomblik van sukses tot realiteit te bring. Ja, goed. My vraag is hierdie pyl en boog is daarom 'n formidabele wapen ook. Dus die groot voordeel is jy kan 10 pyle dra. Ja. Amper is soos 'n masjien geweer. Hoekom sal hierdie jagters wat hier uit Afrika gekom het, nou nie gesien het by die Boesmans hulle pyle en boog en het oorgeneem het? Imagine nou as die impies by Witlopier elkeen kon 10 pyle afskiet. Dit sal chaos gewees. Ja, maar Hulle bly spiesig gebruik. so wat gebeur het? Pyle Maar jy moet toch sien, daai ou ding se voordeel. Ja. Nee, wag nou. Onthou nou. Ek weet ook wat jy So onthou nou, ons jagter-versamelaar pyl en bogies. Die bogie is so groot en gif en is vir jag. Jagter-versamelaars maak nie gewoonlik met mekaar oorlog nie. Dis vir substansie, dis vir jag. En almal in Afrika was eers jagter-versamelaars, totdat hulle begin beeste en bokke domestiseer het, en totdat in Egipte 8000 jaar terug hulle koring in 'n vloed en mense begin boer het. Maar voorheen was almal in Afrika. En almal het pyl en boog gehad. Maar soos wat mense begin boer het, en skape en beeste en bokke en jag al hoe minder belangrik geword het, en jy koring en mielies en wat ook al pampoene, en jy op een plek gebly het jag in Afrika, mense jag steeds in Afrika. Ons mense in Lesotho van die Zulus, hulle praat nie meer daaroor nie, want hulle mag nie, en in die apartheidsjare mag hulle ook nie hulle spiese gedra het nie. Maar in jou boerdery Afrika gemeenskappe, het daardie spies 'n teken van jou manlikheid geword. Ons het almal gelag oor Zuma en sy spies, né? Toe daai skildery uitkom. So 'n Afrika man kry jy nie sonder sy spies, 'n regte Afrika man nie. Ons werk met mense in Ethiopië wat nou met javelins, so dis gooispiese, werpspiese jag. Daardie ouens en die Maasai, hulle dra hulle spiese. Tot en met die later apartheidsjare het al die swart mans in Suid-Afrika hulle spiese gedra. 'n Spies en 'n knopjie en jou skild. Dit was jou man wees. Jy was nie daarsonder gesien nie. Pyl en boog het minder, het met oor die paar duisend jaar van boerdery in Afrika al hoe minder traksie gekry, maar ons het bo in Namibië is daar nog boere, die Ovambos, hulle jag ook nog steeds met pyl en boog. So dis nie asof, maar nou het daardie ding van die Msilikazi en die Zulus en daai ouens met hulle spiese. En daai assegaaie wat hulle ontwerp het, was so geweldig effektief teen mekaar. Jag met enige spies het jy baie mense nodig. So die boesmandjies met hulle gifpyltjies, die Afrika boere was baie bang vir hulle, want jy kan nie as die boesmandjies sien nie, want hy lyk nes die rooi sand van die Kalahari. En daai gifpyltjies. Maar hulle is net 5 of 10 in 'n groep. Of 2. Maar jy het 1000 krygers met spiese, skilde en ander goed. So die pyl en boog in Afrika het eers baie later 'n kragtige warfaring, oorlogmaakmasjien geword. Dis kos en dit is nie goed. En daai jagtertjie het partykeer selfs met 'n gifpyl tot en met 2 of 3 dae agter 'n bokkie aangehardloop. Niemand het wapens, jagterversamelaars het nie wapens ontwikkel om dood te maak nie. Hulle het wapens ontwikkel om te jag. En ons as mens, as spesies het ontwikkel vir attritional hunting, vir hardloop
iets dood. So daardie pyl en bo en wapens was nie gemaak om onmiddellik dood te maak nie. Ons begin onmiddellik doodmaak wanneer ons teen mekaar begin beklei. Want dan het die ander ou net so sterk wapens soos jy. En ek vermoed op die oomblik so die laaste ystydperk met die attel-attels, wat nooit in Afrika was nie. Maar 'n attel-attel is so 'n stokkie met 'n hakkie, hy lyk soos 'n groot hekelnaald. Dan sit jy jou spies en hy werk soos 'n, wat is leverage? Dubbel jou, ja. Hefboom, hy werk soos 'n hefboom. So jy het dan nou hierdie stokkie, dan sit jy jou spies daarin en jou spies het 'n gaatjie en dan en daai ding het baie meer trefkrag as die Afrika pyl en boog. Ek dink dit het ontstaan in die ystydperk waar Die ander talle dit nie gebruik. Nee. Hierdie dinge is op die oudste omtrent 30.000 jaar oud. Okay, en in Europa, en toe was die grootste deel van Europa onder ys. So wat gebeur as dit onder ys is? Jy wil nie gaan hardloop nie, 2 dae agter iets aan nie. Jy wil hom onmiddellik, want jy wil daar, en dan wil jy in jou grot gaan en jy wil jou vuurtjie maak. Jy kan nie op ys 2 dae gaan, daar's nie hout nie, daar's nie niks nie. Mense ontwikkel hierdie goed vir hulle omstandighede. 'n Pyl en boog is nie baie nuttig op ys nie. Jy kan nie 'n pyl en boog met 'n handskoen bewerk nie, né? Okay, jy kan nie. Daai fyn motoriese. Die seuningkie wat jy gebruik vir jou snap as dit te koud is. So jy moet 'n ander ding en dis waar hulle dan nou hierdie attel-attels gebruik het en dis waar daardie stopkrag kom en dan teenoor mense. Ons wapens het heeltemal en vandag nog word die meeste van ons breinkrag, geld en tegnologie in wapentuig gesit. Want vir die mense is dit lekker om mekaar dood te maak vir een of ander vreemde rede. Oetsie het, maar Oetsie is 2 of 3.000 jaar oud of 5. Hy's no. En hy's vermoor. Ja. En sy pylpunt was omtrent so groot. Dit was 'n lekker. Ek het 'n baie eenvoudige vraag. Daai tuinpuntjies. Yes. Wat jy van gepraat het. Weet jy dit was van daar's nie daai dan. Pasvat. Nee, ons het so my mikroskoopwerk, hulle gebruik boomgom of boomexudates wat hulle meng met oker en ander goed. So ons het ook al die resepte van die gomme. So dis nie eenvoudige gomme nie. Hierdie oudjies was ook baie slim chemiese ingenieurs. Hulle het geweet as ek dit en dit bymekaar sit en 'n bietjie warm maak en daar's interessante papiere oor en as ek daai klein klippie onder die mikroskoop sien, dan kan ek sien die boomgom en die oker en die dit wat daarin gemeng is en dan met seuningkies. So eers gom, seuning en dan weer 'n gommerigheid wat die gif dra. En ek gaan nou met julle deel want julle skryf nou nie meer papiere en julle is nie kompetisie nie. 2 weke terug het ek uit Swede, ek het van hierdie klein gaan jy my 5 van hierdie klein kwartspuntjies het ons nou boefyn gif opgekry. Meer as 60.000 jaar terug. En dit is, so ons gaan werk aan 'n science papier daarvoor, maar julle weet hierdie goed gaan nie. Boefyn, dis hierdie, ek weet nie wat sê gifbol. Dit staan bekend op Afrikaans as gifbol. Hy het sulke waierblare, dis 'n bol wat so uitstaan en dan maak hy die rooi blomme wat dan as die wind tolbos sade maak. Nou is dit net in Afrika. Dis inheems in Afrika, inheems tot KwaZulu-Natal, by daar waar ons die puntjies gekry het. So. Nog 2 vrae is nou die eers Jan en Marius. Dankie. Ek wil graag hom eers antwoord en dan wil ek iets anders sê. Goed. Ons moet onthou in die geskiedenis wat Tshaka in Zululand het, was die grootste diktator en hy het die kortsteeksbesetting gedoen. Hy het gehou van close combat, dus kom hulle daai skilde ook gehad. Ja, So ja. afgesien van die werkspiese, want as jy ding gegooi het, Dan is hy weg. is hy weg. En dan moet jy
Ja. tot 8 nog baie So- dis ekstra goed. So daai, jy moet onthou, jy moet daai ding met So jou, dit was meer 'n kultuurding daar. Okay, nou wil ek iets anders net sê dat die kruisboog het nooit ontwikkel in Afrika. Nee. In die middeleeue in Europa ontwikkel. ja, Wat baie meer akkurater was as 'n gewone boog, want 'n strykrower kon toe 'n ridder uit die saal uit sien, ja, wat 'n gewone vegter of kryger nie kon doen nie. Maar wat toe gebeur het, die kruisboog het nooit oorgewaai na Suid-Afrika toe nie, want toe Jan van Riebeeck kom, het hulle alreeds lont voorlaaiers gehad. So dat dit ja, maar dis die Portugese. gespring na Die kruisboog is nie eintlik 'n baie effektiewe wapen. Hy's ook nie meer akkuraat nie, maar hy's meer impakvol. Die ouens wat die boesmandjies wat boog skiet vandag nog, is ongelooflik akkuraat, hoor. Ongelooflik Die akkuraat. herhaalbaarheid van 'n kruisboog is net baie hoog. Die kruisboog het net baie meer stiekkrag. So jy kan 'n groot mens uit sy saal uitskiet en jy het een skoot nodig en hy's daarby. Die kruisboog is 'n baie resente ontwikkeling. Ons kry die kruisboog wat gebruik word vir jag vandag in plekke soos Nigerië en Wes-Afrika. Maar dis alles 'n Europese ding wat gekom het. Die boog ook in die Engelse boogskutters in Crecy en wat in die Franse daar, hulle was maar dit van 3 jaar af. Dat hulle leer skiet en hulle kon ons gelooflik akkuraat Maar hulle het op langbous op gehad, groot daai afstande. is dit- Ja, Die ja, landbou. ja. En die ouens ook wat die David Slingerveld, hulle kon met geweldige akkuraat skiet. Ja, Die David was nie 'n wonderwerk nie, dit was maar wat hy kon doen. Ekskuus, die Marius. Wat is die afleiding wat jy kan maak van die gesprek wat jy nou aangebied het? Is daar 'n konklusie? wel, vir my is dit dat ons die evolusie in die menslike brein kan begin oordink en natrek deur te kyk na tegnologie. Globaal na die mens kyk en sy milieu Ja, en jag nie bome nie. Jag nie pompoene nie. nee, Hy jag diere. ons het vleis Maar nodig. nie 'n karnivore. Nee, ons is omnivore. En jag, Nou om nie voor maar wat Jag. nie 'n karnivore Ja. maak. Hy diere ja, dis nog 'n hele gesprek. Ek blootstelling aan Boesman gemeenskap gehad oor 'n kind Ja, in Botswana. ja, En wat een van die groot ou Boesman groot ding, maar hy was al ja, maar te wys hoe dat hulle oorspronklik logies gemaak om 4 meter maak. ja, En toe het hulle later aan boorgekant kan ontdek met witte wat hulle gestel het, met wat wat hulle straal Ja. gemaak het nie, en agter kom ek daar's daardie spanning, in 'n tak wat jy by Ja. en toe het hulle die boog eintlik maar kan jy sê ontdek. Ja. So dit was maar net my so ons het miskien uit die diere het ons bewys van wipjag dieselfde tyd as wat ons boogjag het. Die tipe diere wat gejag is. En daardie ingenieurs, daardie gedagte van jy kan die spanning van 'n tak en dan met 'n is ja, maar dat die mens vergelyk wel nie erken word eintlik as 'n karnivoor nie, omdat hy nie slagtande het, terwyl 'n hond dieselfde het as 'n bobiaanse slagtande is 'n derde van die bobiaanse, wat 'n plantvreter is. soos ons slagtande het. Daai Ja, konneksie so die meeste groot ape het steeds slagtande. Ons slagtande is vervang deur ons handvaardigheid en ons tegnologie. En jy praat moeilik met slagtande. Ja, en ons wil baie praat. Maar so ons is net so gevaarlik en effektief met ons wapentuig, met ons toerusting en ook ons maak al vir meer as 3 miljoen goed waarmee jy vleis kan sny. So jy het nie meer daai rip effek nodig nie. So die samewerking gebeur die heel tyd tussen hoe ons tande, hoe ons
Nou is ons weerloos sonder tegnologie, sonder 'n geweer, sonder 'n pyl en boog, sonder as ons in die veld is. Maar soos wat ons daai goed stelselmatig het ons liggame aangepas sodat ons breine groter kan word, dat ons dinge kan doen met ons hande so. En ek dink ons was vir altyd redelik omnivories, want dit is net die beste manier. En ons was van baie vroeg af het ons al gekompeteer met die groot jagters op die veld. Die mense spysverteringskanale het vakke en fermentasies spasie in die kanaal soos wat Bobbejaen het en 'n vark het en al jou plantvreters het 'n fermentasie. Maar ons is nie 'n suiwer plantvreter nie. Ons is nie, party doen dit. Maar so, hier is wat dit betref, mense eet nie 'n kilogram gras op 'n slag nie. Ons kan gras eet, vandag nog eet mense gras in hongersnood, maar ons eet 'n handjie pampoenpitte hier, ons eet 'n stuk biltong daar, ons eet Ons kan 'n hele brood op eet. 'n appel daar, ons kan 'n hele brood opeet. Dis die gras wat jy of suiker. Ons eet maar net vir so 'n bietjie van ons menswees Ons gaan brood. nog vir Hansie 'n laaste Ja. kans gee. Hansie. Ek wil net vra, wat is die verband tussen die ontwikkeling en links- en regshandigheid? Ek weet nog nie. Dit het ek nog nie. Links en regs. Kyk, die meeste van ons is regshandig en wanneer jy linkshandig is dit nie maar net dat jy dit doen nie. Jou brein, want dit wat aan die linkerkant in jou brein gebeur, oorheers gewoonlik die regterkant van jou lyf. In ons hierso doen dit. Die handigheid het my nog nie. Hoekom ek vra is, my vrou is links en regs. Ja. Gooi regs, wat sal jy raak? Maar ek sukkel om my linker raak te ontsnap. Marlies, baie dankie. So net so 'n radioompie van ons kant af. Baie dankie. Ja, dit. Baie dankie vir jou. Ek sê Ek kan